Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 6, 1 tot 7 November, die vyand van binne. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die nuwe week en vir die nuwe studie. Liewe Heer, seën asseblief elke woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Petrus 1 vers 4, Josua 7, Psalm 139 vers 1 tot 16, Esra 10 vers 11, Lukas 12 vers 15, Josua 1 vers 1 tot 29. Geheeteks, Jeremia 17 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar ek weet, die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe, en ek gee aan almal wat hulle toekom volgens wat hulle gedoen het. Jeremia 17 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. In Josua 7 is dit die eerste keer dat die volk deur 'n tragiese ervaring tot die besef kom watter verrykende gevolge die verbond inhou, asook hoe betekenisryk daardie ooreenkoms tussen God en Israel in werklikheid is. Hoewel gehoorsaamheid aan die verbondsbepalings oorwinning verseker het die minagting daarvan tot nederlaag gelei. Israel se militêre sukses het nie van die grootte van hulle maatskappy afgehang nie, ook nie van hul oorlogstrategie of slim taktiek op die slagveld nie, maar op die feit dat die almagtige kryger in hulle midde was. Tydens die verowering van die beloofde land moes Israel 'n sware les leer, dat hul gevaarlikste vyand nie van buite die kampterrein gekom het nie, maar uit eie geleedere gelê en loer het. Die grootste uitdaging wat soos 'n berg voor hulle gelê het, was nog die Kanaanitiese stede se skanse, nog die se gevorderde wapentuig, maar die eigensinnige wil van individue wat in Israel se midde die Here se instruksies opsetlik geïgnoreer het. In afwagting op ons hemelse Kanaan, staar ons dieselfde uitdagings in die gesig. 1 Petrus 1 vers 4 lees ons, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Kolossense 3 vers 24 sê vir ons, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 24. Hier op die grens van die ewige beloofde land word ons getrouheid op die proef gestel en oorwinning is slegs moontlik deur ons algeheel aan Jesus Christus oor te gee. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 8 November.